Zolani Marais en sy ma. Tande Marais was met hul trekker op pad om suikerriet by die suikermeele te verkoop. Zolani, 'n universiteitsstudent, het haar ma gehelp. En haar ouer suster, Nande Marais, was 'n senior polisievrou in dieselfde distrik. Kort nadat hulle met die trekker vertrek het, het hulle by 'n padblokkade uitgekom. Inspekteur Dion Pieterse met sy 2 konstables het elke verbygaande voertuig onregmatig gestop en boetes uitgedeel en geld soos boewe afgepers. Toe Zolani en Tande met hul trekker daar aankom, het inspekteur Pieterse hulle met 'n gebaar van sy hande gestop en dreunend gesê, "Haai, meisiekie, trek die trekker eenkant en wys vinnig jou voertuigpapier." Zolani het die trekker gestop. En die ma en dogter het afgeklim. "Goedend, meneer," het Zolani gesê. "Ons is net op pad na die suikermeele hier naby. Nadat ons geoes het. Ons het al die nodige papiere." Dion Pieterse het na haar gekyk en gelag. "Oeh, sy dink sy's 'n groot rolprentster. En wie is hierdie bedelaaragtige ou vrou?" Zolani het geantwoord, "Dit is my maai." Dion Pieterse het arrogant gesê, "Is julle dalk besig om iets onder hierdie suikerriet weg te steek?" Zolani het gesê, "Meneer, as u my voertuig wil deursoek, doen dit asseblief formeel. Maar u het geen reg om my en my ma te verneder nie." Net toe het 'n konstabel 'n suikerriet uit die vrag getrek. Daaraan gekou en lachend gesê, "Kyk na haar. Meneer, sy praat asof haar pa die kommissaris is." Die ander konstabel het nog meer onbeskof gesê, "Meneer, dit lyk vir my hierdie ma en dogter is albei besig met die ouer beroep." Hierdie woorde het Zolani diep getref. Haar oë het rooi geword. Sy het diep asem gehaal en geantwoord, "Pas julle woorde op. Dit is my ma. Ons het al ons papiere. Doen nou net julle werk. Dit pas nie polisiemanne om so oor mense te praat nie." Op daardie oomblik het inspekteur Dion Pieterse in woede ontplof en gesê, "Sjoe. Stil. Meisie, soos jy gaan ons leer hoe om te praat. Moenie vir ons die wet leer nie. Ons weet presies wie reg is en wie nie. Haal vinnig die papiere uit." Zolani het haar lisensie en papiere uit die trekker se enginekap gehaal en vir Dion Pieterse gegee. Dion Pieterse het die papiere geskeur en weggegooi sonder om daarna te kyk en dreunend geskreeu, "Jou dom meisie. Jy probeer ons flous. Jy dink jy kan so wegkom deur valse papiere te wys. Jy probeer slinks wees met ons." Zolani het kwaad geword en gesê, "Meneer, wat is hierdie onbeskoftheid? Dit was al die oorspronklike papiere. Hoekom het u dit geskeur? Wie het u die reg gegee om so onbeskoft teenoor mense op te tree as 'n polisieman?" Toe inspekteur Dion Pieterse dit hoor, het hy vorentoe getree en sonder enige huiwering 'n harde klap teen Zolani se gesig geslaan. Die geluid was so hard dat die hele pad stil geword het. Zolani se kop het geskud. Trane het in haar oë opgeborrel. 'N dogter, wat die suster van 'n senior polisievrou in dieselfde distrik was, is vandag deur boewe in uniform in dieselfde distrik verneder. Haar ma, Tande Marais, het geskreeu en vorentoe getree, "Haai, hoekom het jy my dogter geslaan? Weet jy nie wie jy geslaan het nie?" Dion Pieterse het hulle gestamp en gedreig, "Stil, bedelaar, as jy nog meer praat, sal jy ook so 'n klap kry." Die 2 konstables het met 'n duiwelse lag gesê, "Ja. Ja. Sy was baie slim. Kyk. Al haar slimheid is nou weg." Zolani se bloed het gekook en haar hand het opgelig om die klap te beantwoord, maar dit het toe gestop. Sy het geweet dat as sy daardie boewe sou slaan, die saak sou vererger, en 'n skare mense het op die paaie saamgedrom om die skouspel dop te hou. Maar niemand het die moed gehad om vorentoe te tree en iets te sê nie.
Uit die skare het 'n jong man vorentoe getree en vir die inspekteur gesê, meneer, dit is alles verkeerd. U behoort hulle nie so te mishandel nie. Toe het die inspekteur in woede gekook en gesê, hoekom? Is dit jou minnares dat jy vir my 'n les oor geregtigheid gee? Loop hier weg. Toe het Dion Pieterse geskreeu, druk hierdie twee in die voertuig en neem hulle na die stasie. Daar sal ons vir hulle wys wat die polisie se mag is. Die 3 polisiemanne het hulle gestoot en in die bakkie gedruk. In die bakkie het Solani haar ma Thandi teen haar bors vasgehou. Thandi het gehuil en gesnik oor die merke van die klap op haar dogter se gesig. Solani se oë het na die hemel gestaar. Daar was stilte op haar gesig, maar 'n vuur het in haar hart gebrand. Sy het geweet dat sy hierdie vernedering nie stil sou verduur nie. Toe hulle by die polisiestasie aankom, het Dion Pieterse met sy snore gewerk en gedreun, druk hierdie twee in die selle. Teen die oggend sal al hulle trots verdwyn wees. Dan sal ons hulle plek sien. Die 2 konstables het die ma en dogter gestoot en in 'n stinkende sel toegesluit. Toe die deur toegaan, het hulle snikke in die mure van die sel weergaan. Maar hierdie polisiemanne het nie geweet dat daar buite 'n storm gewag het wat, as dit 'n bietjie gehoor sou word, hul polisiestasie en hul hele lewens kon omkeer nie. Tante Marais het huilend gesê, dogter, waar het hierdie mense ons toegesluit? Wat gaan nou gebeur? Solani het haar ma omhels. Daar was ook trane in haar eie oë. Moenie bekommerd wees nie, maar dit sal net 'n rukkie duur. Alles sal regkom. Tante Marais het 'n asemhalingsprobleem gehad. Solani Marais het die toestand van haar ma gesien en verstaan. Sy het gehardloop en begin skreeu, haal my ma vinnig hier uit. Sy verstik. Sy gaan sterf. Solani Marais het hard geskreeu. Toe inspekteur Dion Pieterse in sy kantoor gesit het hy hierdie geluid gehoor, maar dit geïgnoreer. En toe het hy skielik woedend opgestaan en na die donker sel gegaan en gesê, haai. Meisie, hoekom praat jy so baie? Jy het al my rus verwoes. Solani Marais het gesê, kyk. My ma is baie siek. Sy kan nie asemhaal nie. Haal haar hier uit. Inspekteur Dion Pieterse het na Tante Marais gekyk en toegesê, laat hierdie ou vrou hier sterf. Sy gaan in elk geval oor 2 of 4 dae sterf. Wat gaan jy doen deur haar te red? Toe Solani Marais dit hoor, kon sy haarself nie in bedwang hou nie en het die inspekteur 'n harde klap teen sy gesig geslaan. Die inspekteur het vir 'n paar oomblikke sy hand teen sy gesig gehou en na homself gekyk hoe iemand 'n inspekteur kon klap. En nou het die inspekteur woedend geword en Solani Marais aan haar hare gegryp en haar uit die sel begin sleep. Toe Tante Marais dit sien, het sy begin skreeu, laat my dogter los, laat haar los, maar inspekteur Dion Pieterse het nie geluister nie. Hy het Solani Marais geslaan en gesleep na sy spesiale kamer. Toe hy binnengekom het hy die deur gesluit en Solani Marais hard op die grond gestamp. Haai. Meisie. Jy het die dood vir jouself genooi. Dit het nog nooit gebeur dat iemand 'n hand op inspekteur Dion Pieterse gelê het nie. Julle is maar net insekte en julle waag dit om 'n hand op 'n inspekteur te lê. Solani Marais het opgestaan en gesê, kyk, jy doen iets onwettigs en jy het my ma sleg genoem. Daarom het ek dit gedoen. Jy het absoluut geen reg om dit te doen nie. Dion se oë het rooi geword. Hy het Solani Marais se harde klap teen haar mond geslaan. Sy het agteruit geval. O, jy kom my, die inspekteur, die wet leer. Uit die donker sel het Tante Marais aanhoudend geroep, laat my dogter los. Laat haar los. Toe Solani Marais hierdie geluid gehoor het sy dadelik opgestaan en voor die inspekteur se voete geval en gesê, kyk. Laat my ma los. Neem haar hospitaal toe. Sy is siek. Sy sal verstik. Sy sal sterf.
Maar inspekteur Dion Pieters het Solani Marais geskop en gesê, sy sal sterf. Laat die ou vrou sterf. Dit sal 'n bietjie van die las van die aarde verlig. Toe Solani Marais hierdie woorde oor haar ma gehoor het elektrisiteit deur haar liggaam gespoel. Net toe het die gedagte aan haar suster, Nande, by haar opgekom, wat die senior polisievrou van dieselfde distrik was. Solani het dadelik opgestaan en vir die inspekteur gesê, kyk, doen met my wat jy wil, maar neem my ma vinnig hospitaal toe. As iets met haar gebeur, sal jy en jou of die hele polisiestasie se polisiemanne die res van julle lewens daarvoor betaal. Almal se uniform sal afgeneem word. Toe inspekteur Dion Pieters dit hoor, het hy lachend gesê en met trots gesê het so. 'n R2 meisie gaan ons uniforms afhaal. Die inspekteursin, of daardie ou spook, laat die ou vrou sterf. Ek sal sien wie so dapper is om 'n hand op inspekteur Dion Pieters te lê. Net toe het Tande Marais se stem weer hard geklink. Toe Solani Marais dit hoor, het sy die inspekteur gestoot en die kamer begin verlaat. Maar Dion Pieters het haar terug in die kamer gestoot en gesê, hierdie ou vrou gaan nie so gou sterf nie. Ek sal eers haar uitsorteer. Dan sal ek jou sien. Die inspekteur het uit die kamer gekom en die deur van buite gesluit. Solani Marais het van binne teen die deur geslaan. Maak die deur oop. Ek moet na my ma toe gaan. Maar die inspekteur het na sy kantoor gegaan en rustig gaan sit. Intussen het Tande Marais se stemme ook nie opgehou, maar hierdie keer was haar stem swak van pyn. Toe inspekteur Dion Pieters dit hoor, het hy gesê, haai. Ek weet nie wanneer die ou vrou gaan sterf nie, en het daar in sy kantoor sy oë gesluit en geslaap. Tande Marais het aanhou roep en toe skielik op die grond ineengestort. Haar asemhaling het stadiger geword en sy het bewusteloos gelê. 'n Paar oomblikke later, toe inspekteur Dion Pieters sy oë oopmaak, het hy geskok gesê, hoekom is hierdie ou vrou stil? Ek sal gaan kyk. Die inspekteur het van sy stoel opgestaan en na die donker sel gestap. Toe hy daar aankom en Tande Marais op die grond sien lê, het hy gedink dat sy hierdie wêreld verlaat het. Dion Pieters het met 'n trotse lag gesê, haha, het hierdie ou vrou gesterf? Wel, jy het uiteindelik my lewe gelaat. Daar was 'n gevoel van kreatiewe bevrediging in sy oë. Ek sal maar vir jou dogter hierdie nuus gaan vertel. Ek sal sien hoe sy ons uniforms gaan afhaal. Met dit gesê, het hy lachend daar weggegaan. Dion Pieters het die deur van die kamer waarin hy Solani Marais opgesluit het, oopgesluit en ingegaan. Toe hy binnegekom het, het hy hard begin lag. Toe Solani na die inspekteur kyk, het haar gesig bleek geword van trane en vrees. Sy het na Dion Pieters gehardloop. Hoe gaan dit met my ma? Laat my asseblief haar sien. Ek smeek u met gevoude hande. Sy het in haar taal gesmeek. Die inspekteur het haar afgeskit en gesê, jy sal nou moet wag tot die volgende lewe om daardie ou vrou te sien. Solani se liggaam het gevoel asof die lewe daaruit verdwyn het. Waar is my ma? Wat het met haar gebeur? Gaan dit goed met haar, het sy bewerig gevra. Die inspekteur het lachend gesê, 'n ou vrou lê in 'n hoek, dood. Toe Solani dit hoor, het die grond onder haar voete ingegee. Sy het dadelik soos 'n klip gestaan. Solani het dadelik Dion Pieters gestoot en hom agteruit gedruk en hard na die donker sel gehardloop. Toe sy daar aankom, het sy gesien dat Tande Marais bewusteloos op die grond gelê het. Toe Solani haar ma so sien lê, het haar hart gebreek. Sy het langs Tande Marais neergeval. Ma, maak jou oë oop. Ma, wat het met jou gebeur? Kyk, ek is Solani. Ek is hier. Sê iets. Ma, Solani het haar ma hard geskit.
maar Tante Marijs was stil en bewusteloos. Toe het Dion Pieterse gekom en gesê, "Haai. Meisie, het die ou vrou gesterf? Of doen jy drama?" Hy het 'n konstabel geroep. 2 konstables het gehardloop en, op bevel van die inspekteur, gesê, "Tel hierdie ou vrou op en neem haar weg en maak haar weg." As iemand vra, sê sy is in 'n ongeluk dood. Die konstables het Tante Marijs vinnig probeer optel. Zolani het geskreeu en gesê, "Moenie aan my ma raak nie." En Zolani het dadelik desperaat inspekteur Dion Pieterse se kraag gegryp en geskreeu, "Ek sal julle so 'n straf gee wat niemand nog in hul lewe gekry het nie." Dion Pieterse het sy kraag afgeruk en lachend gesê, "Haai, gaan weg, sensitiewe een. By wie gaan jy kla?" "Die adjunkkommissaris." "Die kommissaris? Hulle is almal my bloedfamilie. Niemand kan aan my raak nie." Hy het Zolani nog 'n oomblik gestoot sodat haar stem nie gehoor sou word nie. Zolani het met trane in haar oë opgestaan vir haar ma en na haar koue gesig gekyk wat op die grond gelê het. En hakkelend gesê, "Dwaase." Net toe, te midde van die chaos en wreedheid, het Tante Marijs se asemhaling weer stadiger begin. Liggeluid, soos 'n saggie snik, het geklink. En toe het haar ooglede begin bewe. Zolani se geskreeu het vir 'n oomblik opgehou en toe het sy hart gesê, "Ma. Ma. Hoor jy?" Tante Marijs se oë het stadig oopgegaan. Terwyl sy uit haar bewusteloosheid gekom het, het sy eers stadig na haar dogter gekyk. Toe het haar asemhaling verdiep. Zolani het geskreeu en haar omhels, "Ma, jy leef." Dion Pieterse en die konstables het op daardie oomblik gebewe. Die inspekteur het trots gelag en gesê, "Haai, ou vrou, jy leef. Ek het gedink jy is dood." "Wel, dit maak nie saak nie. Nou dat julle albei hierdie ma en dogter is, sal ek julle die res van jou lewens in hierdie stasie opsluit." En aan die ander kant het haar ouer suster, Nandi Marijs, die kommissaris, lank na haar ma, Tante Marijs, en haar suster, Zolani Marijs, geskakel. Maar hul nommers was afgeskakel. Nandi Marijs, wat haar pligte in dieselfde stad verrig het, kon net 1 keer per week huis toe kom, maar toe Zolani en haar ma lank nie hul fone geantwoord het nie, het vreemde gedagtes by Nandi Marijs opgekom. "Ek weet nie hoekom die oproepe nie deurkom nie. Gaan ma en Zolani reg wees?" Toe het Nandi Marijs onthou van die seun wat naby haar huis gewoon het. Nandi Marijs het gesê, "Ek sal hom skakel en vra." Toe het Nandi Marijs die nommer van Tatu van der Merwe op haar selfoon geskakel. "Ja, Tatu, gaan asseblief na my huis toe en kyk. My ma en my suster se nommers is nie beskikbaar nie. Is alles reg?" Tatu het uit die huis gegaan en gesien dat die huis gesluit was. "Ek is buite julle huis, maar die hek is gesluit." Toe Nandi Marijs dit hoor, was sy baie bekommerd. Sy het dadelik besluit om huis toe te gaan, en kommissaris Nandi Marijs het met 'n konvooi voertuie en haar senior polisiebeamptes na haar stad vertrek. Sy het in die motor gesit en aanhoudend oor haar ma en suster gedink. Waar het hulle twee heen gegaan? 'N rukkie later het Nandi Marijs met haar motor en polisiebeamptes buite die huis aangekom. Sy het die slot aan die huis gesien en mense hier en daar begin vra, maar niemand het enige nuus van hulle gehad. Die polisiebeamptes het die slot van die huis gebreek en die binnekant deeglik deursoek. Beweeg links. Beweeg na die volgende kamer. Maar niemand was binne nie. Nou het Nandi Marijs na die nabygeleë polisiestasie gegaan om die verdwyning van haar ma en suster te ondersoek. Inspekteur Dion Pieterse het in sy kantoor gesit en tee gedrink. En toe hy die sterre en die wapen op Nandi Marijs se uniform sien, en die senior polisiebeampte agter haar sien staan, was hy geskok. Dion Pieterse het dadelik sy teekoppie op die tafel gesit en inspekteur Dion Pieterse het bewerig opgestaan en gesalueer, "Ja. Mevrou. Beveel gerus." "Waarom hierdie besoek?" Kommissaris Nandi het gesê, "My ma en suster word vermis."
Daarom wil ek hê jy moet my ma en suster binne 3 uur vind. Die inspekteur het baie vriendelik en respekvol gesê, ja. Mevrou. Ons sal die ma en suster baie vinnig vind. Maar as u 'n foto van hulle het, sal dit makliker wees om hulle te vind. Nande Marais het gesê, geen foto nie. Wag 'n bietjie. Ek sal op my selfoon kyk. Sy het in haar selfoon se galery vir 'n foto gesoek. O ja, ek het dit gekry. Hier is dit. Inspekteur Dion Pieterse het baie vriendelik gesê, wys dit vinnig. En toe Nande Marais haar selfoon in die inspekteur se hand gegee het die inspekteur se gesig bleek geword toe hy die foto van Zolani en Tande sien. Sy hande het gebewe. Nande Marais het gesê, wat is fout? Gaan dit goed met jou? Die inspekteur se hart het vinniger geklop en sweet het van sy gesig afgedrup. Nande Marais het met 'n streng stem gesê, wat is fout? Vertel my, wat is dit alles? Die inspekteur het met 'n beweerige stem gesê, niks, mevrou, ons sal hulle vinnig vind. U kan gaan. Nande Marais het die inspekteur 'n bietjie verdink. Maar sy het gesê, vind hulle vinnig. Dion Pieterse het beweerig gesê, ja, mevrou, ons sal hulle baie vinnig vind. Moenie bekommerd wees nie. Nande Marais was op die punt om daar weg te gaan. Net toe het 'n vrou se pynlike geskreeu uit die aanhoudingssel gekom, laat ons los. Kommissaris Nande het skielik stilgestaan. Haar pas het gestop. Sy het omgedraai en na die inspekteur gekyk. Die kommissaris het met 'n harde stem vir die inspekteur gesê, wie se stem is dit? Die inspekteur se gesig het wit geword. Sy lippe het gebewe. Hy het sy blik laat sak. Toe het die kommissaris geskreeu, ek het gevra. Wie skree daar binne? Die inspekteur kon niks sê nie. Hy het net begin hakkel. Mevrou, dit is 'n vrou. Dit was 'n klein dingetjie, maar tot nou toe kon kommissaris Nande haarself nie meer in bedwang hou nie. Sy het vinnig na die aanhoudingssel gehardloop. Toe sy die deur oopmaak, het haar skrede gestop. Haar asemhaling het opgehou. Die toneel binne die aanhoudingssel het haar dronk geslaan. Daar op die grond met los hare en vuil klere het haar eie ma, Tande Marais, en haar jonger suster, Zolani Marais, gesit. Kommissaris Nande Marais het beweerig voor haar ma en suster gestaan. Toe Tande Marais haar dogter sien, het sy bitterlik gehuil. Tande Marais het huilend gesê, dogter, hoe het jy hier gekom? God het jou gestuur. Ons het gedink niemand sou ons nou red nie. Nande het op haar knieë geval en haar ma se voete gegryp. Ma, wie het dit gedoen? Wie het jou hier toegesluit? Zolani Marais, wat in 'n hoek saamgekrul gesit het stadig haar kop opgelig en gesien dat haar suster voor haar staan. Sy het vinnig na haar suster gegaan en haar suster omhels en met 'n beweerige stem gesê, suster, daardie inspekteur en hierdie polisiemanne is baie sleg. Hulle het ons baie sleg behandel, suster, toe ons met die trekker suiker gaan verkoop het. Het hierdie mense ons gestop en na die voertuigpapiere gevra. Toe ek die papiere gegee het hulle die papiere geskeur en vir geld gevra. Toe ek geweier het hulle ma gestamp. En toe ek weerstand gebied het hulle ons na die polisiestasie gebring. Hulle het ma geslaan. En my ook. En gesê dat niemand na ons sou luister nie. Woede het oor Nande se gesig versprei. Haar oë het rooi geword. Nie meer 'n beampte nie, maar 'n dogter en 'n suster het daar gestaan. Sy het stadig opgestaan en uit die aanhoudingssel gekom. Die inspekteur en die ander konstables het van vrees agteruit gegaan. Die kommissaris het met 'n dreunende stem gesê, julle het uniforms gedra en hande op vroue gelê, en dit op my ma en suster. Die inspekteur het gehakkel, ons het 'n fout gemaak, mevrou, ons het u nie herken nie. Kommissaris Nande het geskreeu, nie 'n fout nie. Julle het 'n sonde gepleeg. Sy het dadelik 'n senior beampte beveel om die inspekteur en die betrokke konstables van diens te skors en hul uniforms af te neem. Dadelik, die senior beampte het 2 polisiebeamptes beveel. 2 polisiebeamptes het vorentoe getree.
En voor almal in die polisiestasie is die inspekteur en die 2 konstables se gordels en pette met geweld afgehaal. Almal in die polisiestasie was stil. Kommissaris Nandi het vorentoe getree en gesê, sit hulle nou in dieselfde aanhoudingssel waar hierdie mense my ma en suster aangehou het. En gee hulle net 1 keer per dag kos. En dit ook droë brood. Die polisiebeamptes het die bevel uitgevoer. Die inspekteur en sy 2 kollegas is in dieselfde sel gedruk. Nandi het die deur gesluit en gesê, voel nou die vernedering wat elke onskuldige vrou hier verduur. Buite die polisiestasie het media en amptenare vergader. Nandi het voor almal 'n verklaring afgelê, die wet is vir almal dieselfde. Ongeag of die misdadiger 'n polisie-uniform dra. Thandi Marais en Zolani is met respek uit die polisiestasie begelei. Nandi het haar ma se hand geneem en gesê, niemand sal jou nou onregverdig behandel nie. Ma, solank jou dogter lewe. Die Suid-Afrikaanse vlag het bo die polisiestasie gewapper. En vir die eerste keer het die ekho van geregtigheid in daardie gebou geklink. Die verhaal eindig hier. Maar met 'n kragtige les. As jy alleen op die pad van waarheid staan, onthou dat jou een vonk die krag het om die vuur in die hele stelsel te blus. Die waarheid wen altyd.